Nou sê, welkom julle by ons volgende episode van die Verdiep podcast. Die potgooi. Is jou beurt, ja. Pastor JP, welkom hier saam met ons. Ons bietjie kuier vandag rondom jou gedagte van Sondag. Die hoofgedagte is onthou die kruis, en dan was jou gedagte wat jy gedeel het Sondag, dat vrygemaak, ja. Vrygemaak is baie kosbaar. Ja. Ek het, ek moet sê, dit was een van my kortste preke gewees, maar ek dink dit was ook een van die... Was dit? Het jy gaan kyk? Ja, actually. Soos hoe lang was dit? Met die bedieningstyd by was dit 30 minute. Ja. Sure. Ja. Hoe sal ek vir my kinders sê? Ek het nie geweet dis 'n kompetisie nie, ons sal nou moet kyk. Ek dink ek kan jou beat. 25 minute, kom. 25, kyk. Wel, jy het raak gevat met 30 minute dan. Laat my toe om dit te sê, ek dink dit was baie kosbaar en in die bediening na die tyd, soos jy nou verwys het, die Here het regtig aan mense geraak. Daar was 'n belewenis gewees Sondag. En ek dink die hele gedagte van die kruis, onthou die kruis, onthou wat Jesus aan die kruis gedoen het. Obviously, kom ons praat daaroor, obviously die kruis alleen beteken nie veel nie. Jy weet, ons sê onthou die kruis, maar ons verwys na dit wat Christus aan die kruis gedoen het, maar die kruis alleen as simbool, en jy het dit in jou preek gesê, is wat? Ja, dit was 'n simbool van die dood. Die Romeiners, ek dink mense moet besef, dit was nie net Jesus wat gekruisig was nie. Kruisiging was 'n algemene manier of way of execution vir die Romeinse Ryk gewees. En dit was spesifiek vir, kom ons sê, politieke kriminele gereserve mense wat oproering in die community gemaak het. Dit was 'n humiliating, Dit was 'n vloek. Dit was 'n vloek geweest, maar dit was 'n humiliating dood geweest, want die plek waar hulle die kruisiging gedoen het, was in die, dit was 'n heuwel geweest, maar dit was op die pad wat jy in die stad sou ingaan. Almal sien dit. Almal wat in die stad ingaan, almal wat uit die stad uitgaan, het jou gesien daarso. En dit was 'n baie humiliating dood gewees. En dit was ook nie vinnig nie. Nee, dit was nie vinnig nie, dit was 'n paar ure wat jy daarso sou spandeer. En die kruis is ook nie al wat met jou gebeur het nie. Daar was die scorching voor die tyd wat hulle jou jy weet, wat hulle jou gemartel het. En dis Jesaja wat daarna verwys, as hy verwys na Jesus, en dan sê hy, dat hy so geslaan, dat hy nie herkenbaar was as 'n mens nie. Jy weet, ons kyk soms na Passion of the Christ, wat ek dink hulle briljant gedoen het, baie goed gedoen het, en ander stories ook soortgelyk, en dan dink jy, dit was erg, maar jy besef nie, dat die woord sê eintlik, hy was so gescorched, dat hy nie meer kenbaar was as 'n mens. Ja. Daar's gevalle waar ander mense wat gekruisig is, dood gegaan het gedurende die scorching. Hulle het nog eers die kruis gehaal nie. Dit is hoe erg die scorching. En nie almal het die maximum scorching ontvang nie. Mense het gesterf, selfs wat nie eers die maximum scorching, ek het dit ook gehoor of opgelees en gesien, maar Jesus het die maximum houe gevat wat jy mag vat, en nog steeds die kruis, sy eie kruis gedra, tot by Golgotha, tot by die waar hy gekruisig is. Ja, en net om 'n idee te gee hoe erg dit was, Jesus kon nie sy kruis die hele pad alleen dra. Op 'n stadium toe moes hulle iemand inkry, iemand gevra het om hom te help om die kruis te dra, want ek dink die mense besef regtig waardeur Jesus gegaan het op daardie dag. Maar dis soos wat jy sê, Pastor, dit alleen is 'n grim image. Jy weet, maar die volheid daarvan, obviously kry ons dan 3 dae later, waar die graf leeg. Die graf is leeg. Maar ons gaan nog daarby uitkom. Ek dink ook net op hierdie punt wat iets is wat belangrik is om oor te praat, is die feit dat Jesus was ten volle mens. Jy praat van die pyn wat hy ervaar het. En dis baie keer 'n konflik as mens daaraan dink, was hy nou ten volle mens of was hy ten volle God? En
Miskien kan jy ons luisteraars bietjie daaroor inlig. Ja, baie mense dink, jy weet, 50-50. Ja. Maar nee, hy was 100% mens gewees. Ja. Hy was mens soos wat ek en jy mens is. Hy joys of die lewe geniet. Jy weet, hy het saam met sy disippels gekuier, jy weet, ek imagine hy dit geniet om in die rivier te gaan swem. Jy weet, hy was mens gewees, soos wat ek en jy mens is, maar net so was hy ook 100% God gewees. En dat sy goddelikheid het hom nooit verlaat nie. Yes. Jy weet, die goddelikheid het hom nooit verlaat nie. Hy was die heeltyd terwyl hy op die aarde was hy 100% God gewees. Van sy geboorte af. Van sy geboorte af. Ja. Daar was nie 'n tyd dat hy nie God was nie. Ja. Die Engelse, die groot teologiese woord vir hierdie doktrine is die hypostatic union. Ja. Hypostatus verwys na twee nature, maar dan union is dat op 'n manier kom hierdie twee nature by mekaar in die persoon Jesus. En ek bedoel, ek gaan nie hierso sit en maak asof ek dit verstaan. Ek wil nou net sê, pastor, ons kan die hele dag hier sit en jy gaan dit vir ons moet uitlei. Ja. Maar ou sien dit. Jy weet, ou verstaan nie die grootheid daarvan nie. En dis soos wat was voor God en al hierdie tipe vrae net. Ons verstaan nie in ons menslike konsep hoe kan dit ten volle teenwoordig wees en hoe kan Jesus as mens, ons verstaan as mens, hoe kan hy ly en hartseer wees en in die tuin bid en die Here die Vader se aangesig soek en al daai, ons verstaan dit, maar hoe kan hy as God dit nog steeds ten volle ervaar, maar ons sien dit, ons sien dat die woord vir ons wys, maar dis presies wat gebeur het. Party mense het die gedagte dat toe die Heilige Gees oor hom kom, soos in die vorm van 'n duif, of soos 'n duif, met Johannes by die doop, dat hy toe eers God geword het, en dis ook nie waar nie, hy is van geboorte af, is hy as ten volle God, ten volle mens, en dit maak die kruisiging so spesiaal, want God het mens geword, hy's gebore in 'n manger, hy het 'n humble beginnings gehad, alles wat ons deur kan gaan, en dan dink ek altyd in die skrif wat sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons medelee kan hê nie. Miskien kan jy dalk bietjie uitbrei oor die gedagte dat ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons medelee kan hê nie, maar alles versoek is net soos ons versoek. Net soos wat ons versoek is, ek dink nou dadelik aan, net voordat Jesus sy ministry begin het, toe was hy in die woestyn, jy weet, vir 40 dae, 40 nagte, toe vas hy daar. En dit is, ons lees partykeer die woorde, maar ons besef nie hoe lank is 40 dae. Regtig. Jou gevas? Ek het al gevas. Hoe lang was jy langste? Nog nie 40 dae. Okay, dis 'n goeie antwoord. Ek het ook nog nie 40. Dis 'n baie moeilike ding om te doen. Ek ken mense wat dit gedoen het, en ek moet sê, dit is een van die mees challenging dinge wat 'n mens kan doen. En vir Jesus was dit ook net so challenging geweest. Ek bedoel, jy weet, wat se betekenis sou dit wees as Jesus nie kos nodig gehad het en hy dit gedoen. Ja, dan het dit nie betekenis. Ja, maak dit saak, maar hy was mens, jy weet, en hy het ingegaan, en dit is daar waar hy die hongerste was, waar hy die laagste was, waar die vyand kom en hom begin tempt het met goed. En ek het altyd die vraag, jy weet, kan die vyand vir God tempt? En die antwoord is nee. Nee, God kan nie getempt word, nie, God is God. Ja, ek sien wat jy gaan. Maar hy kan 'n mens tempt. Hy kan die mens tempt, en hy het gekom en hy het Jesus getempt, soos wat hy vir my en vir jou tempt. Die enigste verskil is, Jesus het nee gesê. Jy weet, en hy het vasgestaan, elke keer het hy nee gesê. En hy het vasgestaan op God se woord. Hy het vasgestaan op God se woord. Interessant, die woord sê dat toe Jesus jonk was, het hy in die tempels en in die sinagoges het hy gaan leer. En dan dink ek by myself, hy leer die Tanakh, die Ou Testament, die Torah, maar dit gaan oor hom. Dis vir my 'n mind-boggling gedagte. Op dit, nee, baie mense het die gedagte dat Jesus het op 12 in die tempel gesit en die mense geleer, maar hy het nie, die woord sê, hy het gesit, geluister, en vraag gevra. Hoe kosbaar, ek meen, en dis presies waarna jy verwys, die mensfaktor van Jesus was daar. Alhoewel hy van 'n jong ouderdom geweet het dat hy special is, hy het geweet dit is daar. Ek wonder hoe moeilik moes dit wees as kind
om die God-faktor nog steeds een kant te hou. Want ons lees dat met die kruisiging, terug na die kruisiging gedagte toe, kon Jesus enige oomblik die woord sê en die engele sou intree en hom help. En as kind, ek meen, ons almal was al kind, en as kind is jou emosies is everywhere, en wie wil nie 'n superhero wees as kind nie, jy gaan jou powers wil wys, en hy het nie, hy volhou daarin, so, dis duidelik. Maar pastor, as ons dan dink aan Jesus wat medelee met ons kan hê, Jesus wat as mens geleef het, en deur alles is wat ons is, beproef is, maar nooit gesondig het nie, waarvan het hy ons dan kom vrymaak? Want dit was jou boodskap, hy het ons kom vrymaak. Waarvan het hy ons dan kom vrymaak op die kruis? Ja, so in Genesis, ons moet begin by die begin. Nou gaan ons lekker ver terug. In Genesis skep God die hemel en die aarde. En hy skep die tuin van Eden, en hy plaas die mens in die tuin van Eden met een doel, en dit is nie om die grond te bewerk nie, alhoewel dit is iets wat God gesê het vir hulle, maar die doel was om in 'n verhouding met hom te leef. That's it, yes. Ons lees dat God elke dag saam met hulle in die tuin gewandel het, saam met die mens in die tuin, jy weet, verhouding gebou het, en die ding wat dit kom vernietig het, was die sonde. En as gevolg van die sondeval, het daar 'n skeidsmuur tussen mens en God ontstaan. En ons sien in die Ou Testament dat die plan van God in werking begin stel het, toe hy vir Abraham geroep het. Jy weet, toe hy 'n verbond met Abraham gesluit het. Maar daar was nog steeds die faktor van sonde. En ons sien dit in Israel se geskiedenis. Ons sien dit toe Moses Israel uit Egipte uitlei, dat hulle het elke keer teruggeval na afgoderry. Hulle het elke keer dit is asof daar hierdie verhouding tussen mens en God nog nie heeltemal herstel het nie. Daar was die verbond gewees. Daar was 'n verbond tussen Israel en God gewees. Daar was 'n verbond, maar dis asof daar nog steeds 'n skeiding was. Iets het gekort. Iets het gekort. Daar was iets missing gewees. Dit is asof die verbond of die wet 'n skaduwee was van iets wat maar dis wat die woord sê, alles was 'n skaduwee, is dit nie? Die verhouding wat God dan kom skep het met Moses was die wet. Die wet was dan die verhouding. En daarna het hy die verbondsark kom en waar die priesters bymekaar gekom het, en daarna sien ons die tempel as 'n voorbeeld, en jy's heeltemal reg in Joel 2 vers 28 gaan lees ons, as Joel sê, maar daar sal 'n dag kom, waar hy iets baie kosbaar gaan doen. Nou spring ons ver, ons spring nou na volgende week se boodskappe toe, en die week daarna, maar ons weet dat Jesus Christus, die Messias se kom, was deel van die perfekte plan. Jy was besig om te praat oor die vrymaking, sorry. Die vrymaking, maar die ding wat almal van ons hinder, is sonde. Dit is wat ons hinder, dit is wat ons verhouding met God seermaak, dit is wat ons verhouding met mekaar seermaak, dit is wat ons in slawerny sit. Is sonde. En dit is wat ons kom vrymaak het van. Die Paulus skryf op baie plekke, maar in Romeine 6 het ek dit aangehaal, waar hy sê, die wet van die gees, wat in jou, ek paraphrase dit so 'n bietjie, maar die wet van die gees wat in Christus in jou die lewe kom sit het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En ek dink die kontras tussen die wet van lewe en die wet van die dood. Die verskil is, die wet van die lewe is Christus, is die kruisdood, is die opstanding. Die wet van sonde en dood is die sonde. Kan ons sê, dis die natuur van die mens. Dis die sondige natuur van die mens. Romeine 3 sê ons almal het gesondig. En dan is dit waar Paulus dan eintlik dit op 'n ander plek verwys en sê, die wet het ons eintlik bewus gemaak van ons sondige natuur. En hy skryf in Romeine 5, ek moet sê, ek sal dit love as ek net op 'n stadium net Romeine 5, 6, 7 en 8 net kan kom lees in die kerk.
en dit Jy kan, pastor, ek maak jou uitnodiging. Kom volgende week en kom lees dit. Kom lees dit. Maar hy sê daarso die wet het gekom om die sonde te vermeerder. Nou praat hy spesifiek van die wet van Moses. Hy sê die wet het gekom sodat die sonde kan vermeerder. Hoekom? Want waar daar nie 'n wet is nie, is daar nie sonde nie. As God nie vir jou sê dit is verkeerd nie, dan ons kan nie aanneem dat dit verkeerd of reg is. Ja. Jy weet, so hy kom en hy gee die wet sodat die sonde kan vermeerder. En dan sê hy daar, maar waar die sonde vermeerder, het God se guns, het God se genade ook vermeerder en meer geword. Ja, dis en dan vra hy die vraag in Romeine 6, beteken dit dat ons nou kan sondig, sodat God se genade moet vermeerder? En dan sê hy, hoegenaamd nie. Hoe kan jy so dink? Ja. Jy's mos nou vrygemaak van die sonde. Jy's vrygemaak van die vloek van die sonde. Jy's vrygemaak van die krag van die sonde. Jy's vrygemaak. Jou sondige mens is dood. Hoe kan jy jouself weer onder daai vloek wil gaan staan en sit? Jy's vrygemaak. En dit is waaroor my boodskap gegaan het, is jy is vrygemaak van dit wat jou hinder in jou verhouding met God. Want dis waaroor dit ultimately gaan. Jy weet, wat help het ons dien God net om te ontvang? Jy weet, ons wil hy moet ons gesond maak en ons wil hy moet voorsien en ons wil hy moet dit. Wat beteken daai goed na hierdie lewe? Wat beteken dit? Jy weet, en hoekom goed najaag wat nie 'n ewigheidswaarde het nie. Waarna ons, as ons in die woord gaan kyk, dan sien ons die enigste ewigheidswaarde wat daar is in jou verhouding met die Here. So Jesus het daai versoening gebring. Paulus sê ons gospel, ons evangelie is 'n evangelie van versoening. And reconciliation. And that's the gospel that we have been entrusted with. Maar dis 'n mooi verduideliking wat jy bring van die wet. Want die wet het ons bewus gemaak van die sonde. Die sonde was daar. Die sonde was daar, maar die wet het ons bewus gemaak van die sonde. En dan het Christus ons die genade kom bewys. Maar net so nou met die kruis. Die kruis het ons bewus gemaak van ons sonde. Want is ons sonde nie op die kruis vasgeslaan nie? En as ons sê, onthou die kruis, dan sê ons, maar onthou wat dit represent. Onthou dat jou sonde is daar vasgeslaan. Onthou jou verlede is daar vasgeslaan. Onthou dit, want ek dink soms as Christene vergeet ons. Ons vergeet van die prys wat betaal is. Ons vergeet van hoe belangrik of hoe groot prys betaal is en hoekom die prys betaal is. En ons gaan aan met die verhouding en ons onthou nie waar ons vandaan kom nie. As ek praat oor die prys wat betaal is, en ons dink aan wat Jesus gedoen het, wat sê dit vir jou? Vir jou as mens? Hoe belangrik is jy vir God? Of dit is wat ek dis 'n gedagte wat regtig by my bly, is God het vir ons terwyl ons sondaars was, die woord sê terwyl ons sondaars was, het hy vir ons gesterf. En jy lees dit en jy dink, okay, wat daarvan, maar dis profound, want dit sê vir my dat God nie my waarde as 'n mens heg aan die feit of ek gered is of nie. Die waarde, hy is lief vir jou al is jy 'n sondaar. Hy is lief vir jou al is jy ongered. En deel van, ek dink deel van die openbaring van die grootheid van God by die kruis, is daar 'n stukkie openbaring van sy liefde vir die mens. Ek bedoel Johannes 3 vers 16 sê dit, hoe lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat wie ook al in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. En ons moet besef dat wanneer hy dit sê, dan bedoel hy mense wat ongered is, want op daardie stadium was voordat ons hom lief gehad het hy dit reeds gegee. So dit sit dit in perspektief vir my. Ek raak bewoe as ek dink aan die kruis. Ek doen, want ek besef nommer 1, ek besef die gewig van my sonde. Jy weet, ons praat van sonde en ons kan definisies rondgooi, en ultimately, sonde is rebellie teen die allerhoogste God. En as ek dink dat jy weet, ek het gerebelleer teen die allerhoogste God. Ek het gesondig.
teen. Ek het gesondig teen God. Pastor, hier is 'n vraag. Is daar enige iemand vir wie hierdie boodskap nie van pas is nie? Wat kan wegstap en sê okay, dis weet ons praat baie keer van vergifnis en mense soos nee, ek het niemand wat ek moet vergewe nie. Ek is soos ek sien min teen hierdie ding, jy weet. Die boodskap van die kruis, is daar enigiemand wat kan wegstap en sê maar dis nie relevant tot my. Die persoon wat nog nie gesondig het. Waar is hy? Is dit die ou op die eiland? Jy weet ons is altyd nou wat van as daar 'n ou op die eiland is wat daar nog niemand ooit by hom uitgekom het. Nee, pastor, ek dink jy het dit nou genoem, dis 'n natuursding. Ja. Die sonde is nie net 'n aksie nie, die aksie is 'n manifestasie van die natuur. Ja. En die natuur van die mens is sondig. Dis die vloek. Ja. Jy weet, dit is die vloek wat deur Adam gekom het. Dis die vloek wat deur die eerste mens gekom het. So nee, daar's nie 'n persoon wat we've all sinned and fell short. All fallen short of the glory of God. Sure. Jy weet, God het 'n standaard. Jy weet, in sy standaard, iemand het al vir my die vraag gevra, wat is die standaard om in die hemel te kom? En die standaard om in die hemel te kom is perfection. Ja. God laat nie enige imperfection toe nie. Hy is nie tolerant van sonde nie. Hy is 'n heilige God. Yes. Maar dit los ons in 'n dilemma. En dit is die beautiful ding van die kruis. Ja. Is 'n teoloog, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar dit is so mooi sê ding. 'n teoloog het dit gesê, hy het gesê the cross is where the wrath of God and the grace of God met. Ja. Dis wat die oordeel, die toorn van God, want ons verstaan die fisiese pyn waardeur Jesus moes gaan, maar ons verstaan, ons mis partykeer dat God se toorn op hom was. Sy wrath was op hom gewees, sy straf was op hom gewees. Ja. Maar deur dit is daar vir ons genade. Gou op daai gedagte, nee, ons gaan op daai gedagte. Wat is die ergste ding wat God aan 'n mens kan doen? Die ergste ding, en ek verwys na Jesus op die kruis. Wat is die ding wat hy beleef het? Want mense kan sê, maar enigiemand het gesterf op 'n kruis, baie mense gesterf op 'n kruis, en enige pa sal sy lewe vir sy seun gee en in sy plek sterf. So ja, kry daai gedagte is daar, en enigiemand sal bereid wees om dalk vir sy vriend op te sterf. Maar die prys wat Jesus aan die kruis betaal het, een van die goed wat daar plaasgevind het, wat sê, wat is die ergste ding wat God aan Jesus kon doen op die kruis? Ek weet nie of jy die gedagte ek try kyk want jy gaan. So ek dink aan Jesus se woorde net voor hy gekruisig is, en hy het gesê okay, dit is volbring, maar net voor dit toe sê Jesus, my Vader, hoekom het jy my verlaat? En terwyl jy praat, kom hierdie gedagte by my op, en vir my is dit die grootste ding die ergste ding wat die Vader kan doen, is om iemand te verlaat. Die grootste straf wat ons kan ontvang, is om verlate deur God te wees. Ja. En tog die grootste sondaar op hierdie wêreld is nie verlaat deur God nie, want sy teenwoordigheid maak dat jy kan lewe. Sy genade beteken daar's nog asem in jou longe, beteken jy kan na hom toe kom, beteken daar's 'n tweede geleentheid, that's still grace. Maar die oomblik wat God sy rug op jou draai, jou verlaat, en dis deel van die straf wat Jesus op die kruis moes vat. Ja. Sodat nie een van ons ooit weer nodig sal hê om verlate te wees deur God nie. Die enigste gedagte wat vir my daarna lei, is die gedagte van die hel. Is die ergste ding wat in die hel gaan gebeur die vuur? Of is die ergste ding wat in die hel gaan gebeur om verlate te wees van God, die feit dat God sy rug draai op die hel, en om alleen te wees en nie by sy presence te wees nie. En daai is vir my meer scary. Daai is vir my meer scary gedagte as die feit om te brand in die hel of al daai goedjies. Terug na die gedagte toe wat jy gedeel het, dat Jesus het ons kom vrymaak van die sonde. Daar's twee goed rondom dit. Die een is, hy het ons kom vrymaak, en net so 'n bietjie aan albei getouch, hy het ons kom vrymaak van die skuld, dit wat ons gedoen het in die verlede. Ons praat baie daaroor, hy het ons kom vrymaak van die verlede. Jy's 'n nuwe mens, jy het dit genoem, 2 Korintiërs, ons is 'n nuwe begin, nuwe mens, nuwe skepsel, die nuut het gekom, die oud het verbygegaan. Maar die tweede gedeelte, waar jy aansluit by jou wat jy gesê het, wat Paulus sê, maar moet ons dan verder sondig? Hoe maak die kruis ons dan nou vry as Christene?
prakties, jy weet, vandag, hou ons dan nou net skielik op met Sondag, is dit 'n ding wat in 'n oomblik gebeur, en hoe impakteer dit my lewe as sondaar wat vandag my hart vir die Here gee en die kruis aanneem en my geloof op die kruis het. So ja, ek dink as jy opreg jou hart vir die Here gee, dan is jou begeerte om nooit weer te sondig nie. Dis jou begeerte. Dit moet jou begeerte wees. Maar ongelukkig, jy weet, ons sit in 'n gebroke wêreld. En hierdie gebroke wêreld het sy temptations. En die vyand is verskriklik goed om jou swak punte teen jou te gebruik. En partykeer val ons. Partykeer sondig ons, partykeer doen ons goed nog steeds wat nie reg is in God se oë nie. Maar ek dink wat Paulus bedoel by moet ons aanhou sondig, hy praat van 'n opsetlike sondig. Jy weet, daar's 'n mentality wat sê, ek noem dit die hypergrace mentality, wat sê, maar God het my mos vergewe. God het my mos vrygespreek. Hoekom kan ek nie leef soos wat ek wil en net glo in Jesus en okay wees daarmee? Die woord sê jy enrage die Heilige Gees. You trample on the blood of Christ. You trample on the blood of Christ. En dan dieselfde skrif sê, how terrible it is to fall into the hands of a living God. En dit is vir my 'n baie scary gedagte. So nee, ek dink nie 'n mens kom ooit op 'n punt in hierdie lewe waar jy 'n perfekte squeaky clean lewe sal leef nie. Maar die verskil is, wanneer jy iets verkeerd doen, dan het jy berou. Jy mourn dit in jou hart, jy mourn dit in jou siel. Ek het dit nou genoem, as jy dink aan, selfs nou, as ek dink aan my verlede, dan is daar 'n gedeelte van my wat dink, Jesus, maar hoe kon ek dit teen die allerheiligste God doen? Maar dan kom die Heilige Gees en herinner my, maar dit was die ou mens gewees. Hy het jou vrygemaak. Hy het my vrygemaak daarvan. Ek is nie meer daardie persoon nie. Maar as ek nou sondig, dan die conviction is so sterk daar, dat ek voel so sleg. There's something better. Ja, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Jy weet, ek sou sê, as jy gered is, en jy sondig, en jy het nie daai conviction nie, dan is daar iets fout. Jy weet, dan wil ek sê, gaan spandeer tyd saam met die Here, laat hy vir jou wys, wat veroorsaak dit, want nie een van God se kinders wil sondig nie. Dink jy dit sal onregverdig van my aan wees om te sê dat het daar regtig 'n change of heart plaasgevind? Is daar regtig 'n true wedergeboorte wat plaasgevind het as jy nie besef wat sonde is na wedergeboorte nie? Daar's 'n awakening wat plaasvind. Dis 'n heiligmakingsproses. Kom ons, dit baie keer vergeet ons as Christene, daar's 'n wedergeboorteproses, 'n bekeringsproses, en dan is daar 'n heiligmakingsproses that never ends. Dit hou nie op nie, dit hou aan, en dis waar ons dan, maar is still a change of heart. Ek het eendag die studie gaan doen om te kyk, wanneer het die eerste altar call plaasgevind? Het jy dit al gaan sê? Soos die altar call, jy weet, somewhere moes Paulus gesê het, okay, almal wat hulle harte vir die Here wil gee, loop vorentoe, bid agter my aan, en confess julle sins, en dan het dit plaasgevind, en strange enough, daar's nie so voorbeeld in die woord nie. Ek sê nie dis nie prakties en dis soos kerk en dit is dis obviously 'n plek vir dit, maar in die skrif sien ons dat dit verwys dat die vrugte wat jy lewer, jou vrug moet pas by jou bekering, en daar was 'n duidelike gesindheid dat as jy wedergebore is, as jy jou bekeer het, dan moet jou lewe verander. Dit beteken nie het verander op een dag nie, maar jy moet 'n duidelike verandering nou plaasvind in jou lewe, en ek het besef dat die Heilige Gees werk met die ding, en dan moet daai goed, dis nie noodwendig alles op een slag nie, en so is die Here besig om ons almal heilig en vry te maak. So dink jy die Gees van God wat ons ontvang, want hier's waar die regte vermoë lê. Ek en jy kan nie teen die sonde veg as mens nie.
Wat is die antwoord? Waar lê ons krag dan rarig om teen die sonde te kan veg? So my gedagtes gaan dadelik na in die einde van ek dink Romeine 5 waar Paulus sê en die loon van die sonde is die dood. Ja. Maar dan gaan my gedagtes dadelik na Jesus toe. Daar waar hy by die graf van Lazarus met Maria en Martha praat en hy sê daarso, ek is die opstanding. Ja. Wie ook al in my glo, sal nooit sterf. Ja. Al sterf hy in hierdie wêreld, hy sal nooit sterf. Ja. Jy weet pastor, sonde maak dood. Yes. Nee, dit maak geestelik dood, dit maak fisies dood in party omstandighede wat ook, maar die uiteinde van sonde is dood. Is death. Ja. Dit is wat die dood is. Ons was dood in ons sondes. Ja. Die woord leer dit vir ons. 'n dooie persoon kan nie teen sy dood veg nie. Kan nie. Ja. Maar Christus het dit vir jou kom doen. Ja. En ek dink dit is die ding wat ons gaan moet besef is soos wat jy sê, ek kan nie teen die mag van die sonde in and of myself beklei nie. As ek sonder Christus dit wil gaan aanpak, gaan ek sleg tweede kom. Yes. Kom ek sê dit nie. Ja. Maar die Psalm wat sê, met my God loop ek 'n bendestof. Ja. Met my God spring ek oor 'n muur. Ja. Ja. Dit is waar jou krag lê om teen die sonde te veg, teen die dood te veg. Paulus skryf in Korintiërs, jy weet daar waar hy sê God sal jou nie laat tempt bo jou vermoë nie, maar saam met die temptation sal hy vir jou 'n way of escape gee. Ja. En dit's waar die antwoord lê. Is jou krag lê in Christus. Hy gee vir jou die krag om teen hierdie temptations te bekom. Amen. En ek dink aan die image van God wat nou net geskep het, die mens lê op die grond, perfek in sy beeld, maar daar kort iets. Daar kort iets vir die mens om lewend te word. En dan doen God wat? My blaas sy asem. Hy blaas sy asem in die mense in. En is dit nie ook 'n beeld van die kruis nie? Het nou gesê, kom ons gaan terug Genesis toe. Die woord is so intertwined. Dit is so, en dis wat by die kruis gebeur. Is vir die eerste keer besef ons is eintlik dood. Ja. En ons het lewe nodig wat is? God se gees. God se gees. God se asem. God se asem. En Paulus, jy verwys na Paulus sê dat ons het nie 'n gees van vrees ontvang nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Hoe belangrik is die gees? En dis wat jy sê, ons het Jesus nodig. En dit is so, hy is ons escape, hy is die antwoord, hy is die manier hoe ek en jy sonde oorwin. There must be a change of heart. En as ek dit so kan verduidelik in eenvoudige terme, die gees van God kom leef in 'n veranderde hart. Wanneer ons hart vir die Here gee, wanneer ons vertrou in hom sit, dan verander ons hart. Hy gee ons hart van vlees en dan kom leef die gees van God in die veranderde hart. Maar dit is die gees van God, die gees van selfbeheersing. Het enigeen vir ons 'n verskoning om dan willekeurig net te loop en te bly sondig? Nee. Sê dit nie. Nee. Daar's 'n argument wat gemaak kan word van, jy weet, sonde wat jy nie besef is sonde. Ja. Dit verstaan ek, maar ek glo selfs daar sal die Heilige Gees dit vir jou kom openbaar. Kan ek vir ons hierdie skrif, kan ek vir daai skrif lees? Jy lyk baie opgewonde om dit te lees. Ek love it, want ek het die skrif begin oopmaak en toe jy gepraat, en dis dit, ek sluit by jou aan. Hebreërs 10 vers 26, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar vir ons geen offer vir ons sondes meer oor nie, maar net 'n verskriklike verwagting van die oordeel en die vuurgloed wat die teenstander sal verteer. En dan sê hy, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die gees van God, die gees van genade gesmaad het. Want as hy opsetlik nadat hy die openbaring daarvan pastor, soos ons aangaan in die heiligmakingsproses, dan besef ons sekere goed is sonde wat ons nooit gedink het sonde is. Ja, dit is so.
Dit is so, en dan het ek en jy 'n keuse om te maak. Ja. Want ja, dit is die Heilige Gees wat besig is in ons, maar God verwag van ons om die keuse te maak. Ja. Hy verwag van ons om die keuse te maak. Ek en jy kan kies om te sondig. Ja. Jy weet, dis nie moeilik om te sondig nie. Ja. Dis moeilik om nie te sondig nie. Maar dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. Ja. En die ability om te kies kom met die vrymaking Ja. van die kruis. Ja, so jy het die gees van selfbeheersing, Ja. maar jy moet kies wat jy moet doen. Jy moet kies, ja. Jy moet kies. Sure. Want selfbeheersing, waarna verwys selfbeheersing? Is die beheer van jouself. Ja. So as jy sonde doen, dan jy gekies om dit te doen. Ja. Jy weet, selfbeheersing kan both ways toe gaan. Jy kan Yes. kies om reg te doen, jy kan kies om verkeerd te doen. Ja. Maar dit is jou keuse. As die gees van God in ons leef, beteken dit die volheid van die gees van God leef in ons? Ja, wel ek lees nie dat net 'n stukkie van God se gees in my leef Hy nie. gee nie ten dele nie. En inteendeel hy sê dieselfde gees wat in Jesus was, leef nou in julle. Dieselfde Ja. gees wat Jesus uit die dood uit opgerig het, leef nou in jou. En die Here gee nie sy gees ten dele nie. Nou, as die volheid van die gees van God in ons leef, ons besef ons is nie God nie. Ons besef ons is nog steeds mens en dit, maar die volheid van God leef in ons. Dis beskikbaar, dis tot ons bereik. Wat is onmoontlik vir God? Niks. As niks onmoontlik vir God is nie, wat 'n sonde kan ons dan van haar wegstap en sê, ek kan dit nie oorkom nie? Ja, geen. Sure. Daar is nie 'n temptation wat bo jou vermoë vir jou gegee is. Sure. Dit is 'n profound thought, nee, want obviously, soos wat jy sê, ons is nie God nie. Ja. Maar ons is, daar's 'n rede hoekom die woord sê ons is die verteenwoordigers van God. Ja. Jy weet, ons is ambassadors. Ja. 'n ambassador is 'n teenwoordiger. Wanneer ons is in die beeld van God geskep. Jy weet, mense is veronderstel om na ons te kyk Ja. en Christus deur ons te sien. Yes. Jy weet, dis hoekom ons deur hierdie heiligmakingsproses gaan. Daar's 'n paar redes, maar een van die redes is sodat die mense ons kan ken deur die vrugte wat ons dra. Ja. Ja. En ja, ek praat nou in sirkels hierso, maar dit beteken jy het die keuse. Dit is nodig om in sirkels te praat. Dit is nodig om terug te kom na die punt toe dat die genade is nie daar sodat ons aanhou kan sondig nie, maar die genade is daar sodat hy ons vry kan maak van die skuldgevoel. Moenie dat die Satan, die accuser of the brethren, jou konstant bly accuse van die verlede nie. Christus het jou vrygemaak van die verlede, maar het jou ook vrygemaak van die kettinge en die bindings wat ons so maklik verstrik, wat die sonde is. Hy gee ons nou 'n uitweg. Hy gee ons 'n geleentheid, 'n kans om sonder sonde te leef. Dit wat jy weet, sonder opsetlike sonde. Hy gee die geleentheid. Pastor, so na die einde van die podcast toe, wat sou jy sê vir Christene wat daar buite is, wat sê, maar ek sukkel, ek het hierdie verslawing, of ek het hierdie ding wat moeilik is om te oorkom. Wat moet ek doen? Laat toe dat die Heilige Gees in daardie area werk. Ek het 'n vriend gehad wat vir my gesê het, God is, dit is nie die enigste antwoord nie, daar is nog, maar ek het 'n vriend gehad wat vir my eendag gesê het, God is 'n gentleman. Hy sal nie net sommer oopkrap en inkom en homself inforceer in areas van jou lewe nie. Yes. Jy moet hom toelaat. En daarmee bedoel ek nie soos jy moet hom toestemming gee en hy kan dit nie doen. Hy kan dit doen as hy wil. Ja. Maar hy kies, dis 'n verhouding weer eens. As jy vir hom vra om in te kom en om deur jou te werk, dan sal hy dit doen. Yes. Laat toe dat die Heilige Gees in daai area werk, maar ook kry vir jou 'n support structure. Kry vir jou boeties en sissies wat saam met jou kan bid, saam met jou kan staan, jou kan bemoedig. Sluit aan by 'n selgroep. Ja. Kry 1 of 2, moenie dit vir almal gaan staan en vertel nie, asseblief. Parels vir die varke. Ja, moenie jou parels vir die varke gooi nie, maar gaan identifiseer geestelike leiers wat jy kan vertrou, waarmee jy kan gaan sit, wat saam met jou kan bid, wat saam met jou die journey kan stap. Want as ons praat van verslawing, pastor, dan dink ek ons moet besef dat
Ons sê nie hierdie goed ligtelik nie, want kom Nee. nou, daar's mense wat ons ken, daar's mense wat ons van weet, Ja. wat baie lief is vir die Here, wat rarig gebuk gaan onder verslawings en al voor my gehuil het en al hoeveel kere ou gevra het, ekskuus ek interrupt, maar dit is, ons besef die erns daarvan. En jy sê, as ons dink aan verslawing, Ja, as ons dink aan verslawing, moet ons besef, dis nie iets wat ons, ek het al gehoor van mense wat net so vry raak van verslawings. ja, Maar baie kere, en ek wil sê meeste kere, is dit 'n proses wat jy battle teen dit. Ja. En dit beteken, jy moet dit sien as 'n oorlog. Jy moet dit sien as 'n oorlog, jy moet die vyand ken, jy moet die vyand se taktiek ken, en jy moet wys wees om die taktiek en die strategie van die vyand te omsing. Ja. Jy weet, so jy moet jouself verwyder van areas waar daar temptations is. Jy moet jouself in situasies sit waar jy weet jy nie jouself kan verlustig in die verslawing wat ook al dit is. Ja. Jy moet dit jy moet 'n battle plan hê. Jy moet 'n plan van aksie hê wat Dat is sê my mooi, ja. as ek voel ek begin val, dan weet ek kan vir Pastor Dani bel. Ek kan jy weet jy moet daar's soveel tools en soveel dinge wat die kerk veronderstel om beskikbaar te hê wat jou help om teen hierdie verslawing te Ek hou van die gedagte dat jy self moet 'n battle plan wees. Die woord sê jy het nog nie ten bloede gefight teen hierdie goed in julle lewe nie. Nog net ten bloede, wat beteken is 'n battle. Daar's 'n challenge. Hebreërs praat van die wedloop, hardloop en volëindig tot op die einde. Paulus verwys na die geveg wat ons in is en dat iemand wat in 'n geveg is of 'n atleet train homself. So daar is iets wat ek dink elke Christen moet besef na die kruis gebeur. En daar's 'n challenge, daar's 'n battle, daar's 'n walk dat moet geloop word. En dit is nie noodwendig maklik nie. En ek dink as ons die persepsie of die idee het dat dit is vir daai persoon makliker as vir jou, nee. Miskien jou battle. Een persoon het maklik pornografie oorkom, maar die volgende persoon het weer maklik ander verslawing oorkom. En dit beteken nie, dis nie andersom dat daai ding vir hom bitter moeilik is nie. En wat jy noem van 'n battle plan is soveel mense in vandag se tyd. Daar's 'n bewering dat dit die grootste verslawing is wat daar is pornografie. En wat sal jou raad wees vir die luisteraar as ek sou sê dat kom ons pik nie op net pornografie, daar's enigiets, maar wat sal jou raad wees as ek sou sê, wat sou die eerste ding wees wat jy sou voorstel as iemand na jou toe kom en sê, Pastor Max, ek kom met pornografie? Dit is kry 'n battle plan. Daar's net om dit prakties te maak. Nommer 1, met enige verslawing, maar veral met pornografie, as jy niks gaan doen, dan gaan niks gebeur nie. Jy weet, jy kan bid en die Here kan jou natuurlik, kan hy jou bonatuurlik vrymaak daarvan. Hy kan. Maar hy kan ook jou die krag gee om iets te doen. Hy kan jou die krag gee om iets te doen. Daar is verskillende tools en goed op die internet wat 'n mens kan gebruik. Net 'n kort getuienis, 'n vriend van my het gesukkel met dit. En wat hy gedoen het, ons het uit 'n app gedownload op sy foon wat hy my nommer en 'n paar van ons vriende se nommers en goed opgesit het, sodat wanneer hy in 'n website ingaan, dan stuur dit vir ons 'n notification. Ek het nie eens geweet daar's sulke goed. Daar's sulke goed. Jy wys hoe verskil dit, nee. Ek wou sê bly weg van die internet af en jy soos nie download die app. Download die app, maar bly van Instagram af. Bly van TikTok af, waar ook al jy weet die temptation kom. Jy weet, bly daarvan af weg, delete dit. Jy het dit nie nodig nie. Maar moenie wegbly van tegnologie nie. Nee, jy weet, gebruik tegnologie kan jou help. En jy kry hierdie apps, jy kry hierdie maar sou dit nodig wees om vir 'n tyd lank weg te bly van sosiale platforms af? Ek dink as ons praat van tegnologie, moet ons besef dat daar's iets so sosiale platforms en daai is dalk 'n need om vanaf weg te bly vir 'n rukkie. Want ons goed soos algorithms en ek weet ons tyd gaan ons begin vang en ons kan nie in al hierdie goed ingaan nie, maar algorithms breek nie so maklik nie. En as jy nou vir 'n ruk lank in hierdie gesprekke was, hierdie goed gevolg het, is die kans bitter goed dat al jou platforms gevlat is met hierdie goed. En dan is dit goed om vir 'n ruk lank weg te bly. Of hoe change jy die algoritme?
hoe verander ek dit dat elke tweede ding wat pop pornografie is, hoe verander ek dit, hoe change ek dit? Wel, jy begin opsetlik intentionally, kom ons sê, Christelike pages te follow, Christelike content te kyk. Die Lighuis Middelburg, so goed. Ja, luister die podcast. Dit is 'n stap, maar ek sou ook sê, jy kry ander goed wat jy kan doen, soos jy kan die goed report en sê jy wil dit nie meer sien nie, en daai tipe van goed, maar intentioneel, né? Intentionally dit doen, maar 'n stuk raad wat ek vir die tieners gee, is abstinence is better than cure. Jy weet, om net weg te bly daarvan af. Ja. Om te sê, jy het nie Facebook nodig. Jy het nie Instagram nodig. Veral nie as dit jou maak stryd vir nie. Jesus gaan so ver en sê, ruk jou oog uit. Ja. Raak ontslae daarvan. En ons is so, ek sal my oog uitruk, net nie my Facebook kanselleer nie. Maar ook weet, een oog daarna kyk, hierdie goed het ons nie nodig om in die hemel te kom nie. Dis wat weerhou ons. Kom ons maak drastiese stappe. En daar is eenvoudige stappe wat, soos jy sê, eenvoudige game plans. Kan man, elkeen van ons weet, wat is die ding wat dit trigger? Wat is die ding wat jou in die plek sit? En ek sal baie keer vir mense sê, maturity is waartoe ons mik. Ons wil geestelik mature word, en waarna uiteindelik verwys is om die Heilige Gees beter te hoor, en te reageer op sy stem. En baie mense sal dink maturity is om op hierdie platforms te wees, dit op te pop en dan nee te sê. Ja. En vir my is dit nie die ultimate form of maturity nie. Vir my is die ultimate form of maturity, waar beweeg jy? Ja. Wat laat jy toe? Hoekom wil jy in battles betrokke raak wat jy nie nodig het? Ja. Hoekom 'n fight piek as dit nie nodig is nie? Ek weet waar my swakpunte is. Ek weet wat vir my 'n challenge is, en as dit drank was, dan hoekom in die drankwinkel instap om 'n Coke te koop? Hoekom koop jy nie 'n Spar nie? Ek meen, hoekom jouself in 'n situasie sit waar jy moontlik kan fail? Iemand vra my nou dag, wanneer laas was jy in 'n situasie waar daar amper 'n fight uitgebreek het, en ek soos bitter lank was. Ek dink voordat ek wedergebore is, en dan soos, maar hoe kry jy dit reg? En ek soos, ek kom nie meer in daai plekke nie. Ek sit my nie meer in daai environment waar dit moontlik kan gebeur nie. So ek is gevry daarvan. Ja, en dis dit, en dis wisdom. Jy weet, dit is wysheid. Dit is om die wisdom te apply. As jy weet jy sukkel met kom ons gebruik alkohol. As jy weet jy sukkel met alkohol en jou vriende gaan uit na 'n restaurant toe om te eet, maar jy weet hulle verkoop alkohol daar. Is dit die wysste ding om daar te gaan? Ja, maar ons gaan net kos eet. Okay, maar dit gaan nie oor die kos nie. Dit gaan oor jy sit jouself in 'n environment waar die temptation maklik kan kom. En hoekom dit doen? Julle kan net sowel iewers anders heen gaan. Na 'n ander restaurant wat nie alkohol verdien. Of kuier by die huis dan. Veral in die tyd van jou swakheid. Veral, jy weet, ons gee nou eintlik maar net bietjie raad. Dit is nie 'n veralgemening nie. Ons soos weer eens sê, daar's mense wat dit goed oorkom het en ou verstaan dit, maar is net bietjie raad vir die luisteraar daar buite, is absence is beter as cure. Absence is beter as cure. Weerhou, bly daarvan af weg vir 'n tyd lank. Vermy dit, moenie daarmee te doen hê nie. En dit kan soms vir vriende ook tel. Dit kan soms mense ook wees in jou lewe. Ek sou sê, doen drasties, intentioneel, die keuse, maak die keuse wat nodig is om jou te help wegkom van daai ding af. En die Heilige Gees wat in jou is, sal jou die krag gee om dit te oorkom. En moet dit nie alleen doen. Ja, dis belangrik. Kry 'n mentor, kry 'n geestelike leier, skakel in. Paulus, wanneer hy skryf vir die geestelike oorlog in Efesiërs 6, en hy praat oor die wapentoerusting, dan eindig hy dit wat sê, trek dit aan sodat jy kan vasstaan teen die aanslag van die vyand. En dan noem hy daar, bid vir my. Jy weet, hy maak 'n beroep op die gemeente, bid vir my, en bid vir mekaar. Jy weet, I acknowledge dis nie maklik. Maar wat hy acknowledge is, jy doen dit nie alleen. Jy kan nie. Wie gaan
oorlog toe alleen. Ja. Jy weet, wie gaan storm die vyand se territorie alleen? Dit is dwaasheid. Jy weet, dis nie wysheid nie. Wysheid is, jy weet, ons doen dit saam. Ons is 'n liggaam wat saam hierdie battle vat. En te besef, wanneer jy swaar kry, dan kry die hele liggaam swaar. So my intensie is om jou te help, sodat dit met jou kan goed gaan, sodat dit met die kerk kan goed gaan. Amen. Want dit is Pastor, ek wil jou in my lewe hê en ek wil accountable teenoor jou staan as daar ooit iets is, dan wil ek jou kan kontak en ek koop so die selfde na my kant toe en elke luisteraar daar buite, jy weet, kry iemand, bou 'n verhouding met jou leiers, jou geestelike leiers. 'n verhouding met Jesus. Hoe nader ons aan die lig beweeg, hoe makliker raak dit. Ek wil dit daar buite sê, dit raak makliker. Come on, Pastor, die fight is daar, die battle is daar, en die battle verander dalk van tyd tot tyd, maar dit doen raak makliker. Dit is nie en bly nie so moeilik nie. Ek hoop ek kan iemand bietjie hoop in praat vandag. Dit raak makliker, net soos iemand wat verlang in 'n verslawing was, ons trekking simptome kry en daarna vry is daarvan, byt net vas. Pastor, dit was lekker om saam met jou te kuier. Jou boodskap vrygemaak. Jesus het ons vrygemaak van die skuldgevoel, dit wat jou verlede represent en hoe jy daaroor voel, en niemand kan dit teen jou gebruik nie, die vyand nie, maar hy het jou ook vrygemaak. Hy gee jou die vermoë om vry te kom van die sondes wat ons verstrik. Jou huwelike, jou verhoudings verwoes, jou finansies steel, jou gesondheid afbreek. Hy het ons werklik vrygemaak van enigiets, sodat ons 'n lewe en 'n lewe in oorvloed kan hê. Ek wil graag hê die luisteraar moet hierdie podcast, as dit vir jou iets beteken het, stuur dit aan. Onthou dat wanneer ons praat oor sonde, dan besef ons dis nie maklik nie. Ons besef ons dis in hierdie wêreld, maar ek wil vir jou sê dat die Gees van God wat binne jou is die volheid van die Here, en daai Gees kan jou help, kan jou krag gee en kan jou vrymaak van enigiemand. Daar's hy. Amen. Dankie, Pastor.